So, maar kom ons voordat ons begin, kom ons open net weer saam met gebed. Here Jesus, baie dankie dat ons uit U woord uit kan leer. Heer, dit is 'n gawe, is 'n genadegawe wat U aan ons gegee het. En ek wil vra, Heer, spreek asseblief tot ons harte, maak ons rustig en dat alles wat ek sal sê, Heer, net van U troon af sal kom, dat dit net waarheid sal wees en dat dit ingang in ons harte sal vind. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek het vir Lans vanoggend gevra dat ek het hom versoek dat ek graag die geheeteks wil lees voordat ek met die boodskap begin, so ons het dit nie vergeet nie, hoor. Dit was so beplan. So ek wil graag hê u moet blaai met die Bybels na Johannes 3 vers 19 tot 21. Johannes 3 vers 19 tot 21. Ons almal ken Johannes 3 vers 16. Maar ons gaan vandag bietjie verder lees. Waar is hy teen die bord ook op? Net hier so aansit, daar is hy. En dit lees soos volg. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons titel vanoggend, en dit is die oordeel. Wat sou jy sê is die mees bekendste vers in die Bybel? Wat se vers ken almal? Johannes 3 vers 16, né? Ek sal sê onder Christene is dit definitief die mees bekendste vers, maar onder nie-Christene, wat sien sou julle sê is die mees bekendste onder nie-Christene? Dalk Psalm 23. En ek sou sê in my opinie is dit ook Matteus 7 vers 1 wat sê moenie oordeel nie sodat julle ook nie geoordeel word nie. En ek wil amper sê dat onder baie Christene selfs hierdie vers ook al hoe meer populêr geraak het. En dit bring my by my eerste vraag vanoggend. Is dit nog toepaslik om in vandag se lewe oor die oordeel te praat? Dit is glad nie 'n gewilde onderwerp waaroor baie predikers praat nie. Dit is amper, wel nie amper nie, dit is so te sê 'n verbode onderwerp. Boodskappe van liefde en genade, en die wat inklusiwiteit bevorder, neem basies die voortou. En hierdie oordrewe vorm van inklusiwiteit het die mense op 'n plek gebring waar almal basies vergeet het dat daar wel 'n oordeel is. Mense sou selfs wonder of al die 175 plekke waar die woord voorkom in die 1933-53 vertaling, of dit almal verwyder is of verander is, maar dit is nie. God is wel liefde, so ek wil dit net eerstens, ons almal weet God is liefde, weet almal God is liefde. So daar's geen twyfel daar nie, maar God is ook die God van geregtigheid, en ons het vanoggend bietjie daaroor gepraat in ons lesstudie. Ons sê baie keer, die lewe is so onregverdig. Ek bedoel, daar's so baie rowers en moordenaars en politikuste en almal wat wegkom met dinge. En wanneer gaan daar ooit geregtigheid geskied? Wel, daar is 'n dag. Daar is 'n dag wat 'n regverdige regter sy oordeel gaan uitvoer. Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Die oordeel is 'n onnigterende onderwerp. Dit is 'n Bybelse onderwerp, en as sulks gaan ons vanoggend bietjie daarna kyk. Nou ek wil net, soos hulle sê, 'n disclaimer gee. Vanoggend se boodskap is nie 'n bangmaak boodskap nie, maar was vir my persoonlik 'n oproep tot aksie en introspeksie gewees. Nou, wie kan die vorige preek onthou, boodskap onthou wat ek met u gedeel het? Waaroor was dit? Kom ons toets bietjie daai geheue. Die vraag wat ons gevra het is ek goed genoeg? En ons het gesien dat die Here elke mens liefhet en vir elke mens die ewigheid aanbied deur sy bloed, al is jy selfs 'n Moabiet. Hy het vir elke nasie, volk en taal gesterf. So vanoggend vra ons nie of het die Here ons gekies nie. Ons vra, kies ons die Here?
Johannes 3 vers 19, ons geeteks, en dit sê, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het. Wie is die lig? Jesus Christus. Johannes 1 lees ons ook dat Jesus is ook die woord, en die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Waarom het Jesus na die aarde toe gekom? Wat was die hoofdoelwit? Ja, om ons te red, né? Ons lees net vir 'n paar verse vorentoe, vers 16, een wat die meeste bekend is, maak dit duidelik, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Staan daar dat elkeen geglo het of gaan glo? Ongelukkig nie. So, wat beteken dit om te glo? Dit is maklik om te sê, weet ek is 'n Christen, ek glo in Jesus. Maar wat beteken dit? Wat behels dit om te glo? Vroeër in die hoofstuk in Johannes 3 lees ons waar Jesus dit duidelik aan Nikodemus maak, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So geloof behels 'n wedergeboorte. En wat is hierdie wedergeboorte? Petrus praat daarso in Handelinge 2 vers 38 en hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. So as 'n vinnige opsomming, geloof vereis bekering. 'n Publieke erkentenis van geloof. Wat is die publieke erkentenis van geloof? Die doop. En 'n vernuwing wat plaasvind deur die inwerking van die Heilige Gees. En ek het hierso toegevoeg, dis 'n daaglikse keuse. Ons het dit vanoggend ook weer genoem. Ek dink Lance het dit genoem. Dis 'n daaglikse keuse. Wil ek verander of nie? Wil ek graag soos Jesus wees? Ons geeteks verder lees in vers 19 nog steeds. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Soos ons gesê het in die vorige boodskap het ons gekyk na, is ek goed genoeg? Ons het gekyk hoe Johannes 3 vers 16 tot 18 in wie se lewe afgespeel het? Wie was die Moabitiese vrou? Rut. Ons het gesien hoe dit in haar lewe afgespeel het. En so gaan ons vanoggend bietjie na 'n ander gedeelte kyk ook, waar ons sien nie net hoe vers 16 tot 18 in iemand se lewe afgespeel het nie, maar ook ongelukkig vers 19 tot 21. In Markus 5 lees ons van 'n interessante gebeurtenis. Jesus kom in die land van die Gadareners aan en skaars daar aangekom of hulle kom 'n man teë wat totaal en al van die duiwel besete was. Wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Vra die man onder die duiwel se mag. Hier staan 'n man voor Jesus, wat sy uiterlike deur jare se verniel en mishandeling gegaan het. Hy bly tussen die grafte en dag en nag was hy geskreeu gehoor, terwyl hy homself met klippe stikkend geslaan het. 'n Gesig wat min of amper geen van ons sal verstaan nie. Nou ons ken die verhaal, Jesus genees die man, en vir hom speel Johannes 3 vers 16 tot 18 in sy lewe af. Daardie klein roepstem wat nog in sy hart oor was, wat gevra het vir Jesus vir redding, het Jesus gehoor, en Jesus genees hom. Hy stuur die duiwels in die varke in, en die varke hardloop van die kraans af, en val die see in en verdrink. Die Gadareners aan die ander kant, hoor wat gebeur het, want die wagters van die varke het die stad ingehardloop en gou gaan vertel. Hulle kon hulle eie oë nie geglo het wat hier gebeur het nie. En baie van die mense van die stad het uitgekom om te sien. En hulle kyk na hierdie man, waarvoor hulle eers bang was, gekleed en by sy volle verstand. En wat vra hulle vir Jesus? Wat smeek hulle vir Jesus? Om weg te gaan uit hulle gebied. Die lig het na hulle toe gekom, en hulle het die duisternis liewer gehaat as die lig. Waarom? Want hulle werke was boos. Nog verhale waar ons gesien het waar dit afgespeel het, waar die lig na die mense toe gekom het, is Noag. Noag preek vir 120 jaar. Daar kom 'n vloed.
Daar kom 'n oordeel. Vir wie was daar almal redding aangebied? Vir almal. Aan wie was daar genade betoon? Aan almal. Ja, die skrif is duidelik dat Noag genade spesifiek in die Here se oë gevind het, as gevolg van sy daaglikse wandel saam met die Here. Maar hy het ook 'n opdrag gehad, en wat was daardie opdrag? Om te preek, nee, bou die boot en preek. Hy moes vir 120 jaar vir die mense ook die boodskap gegee het, en ek dink die groot ark wat hy gebou het, was ook 'n preek in sigself. Verlossing was nog altyd aan almal beskikbaar wat glo. Wat was die toestand van die mense gewees op aarde in die tyd van Noag? Ek sien ek het nie hierdie versie opgesit nie, Genesis 6 vers 5. Die Here het gesien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels van wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Lig kom na hulle deur die Here se knegg Noag. Maar wat het die mense gekies? Hulle kies ongelukkig die duisternis. Die diere luister selfs. En loop 2 vir 2 na die ark toe. Hulle is die Here se stem gehoorsaam, maar die mens volg sy eie hart en sy eie begeertes. Dan kyk ons ook na die verhaal van Lot. Ek het nou nie 'n prentjie van hom opgesit nie, maar die 2 engele word gestuur daarna na Sodom en Gomorra toe, en hy gaan waarsku. Lot gaan waarsku sy kinders en kleinkinders. Hy hou dit nie vir homself nie. Hy gaan vertel vir hulle. Het hulle die redding verdien wat hulle ontvang het? Nee, dit word deur genade aan hulle gegee. Die geroep oor Sodom was swaar, want hulle sonde was groot. En ons kan sien hoe die lig na hulle toe gekom het in die vorm van 2 engele, maar hulle kies steeds die duisternis. Nou, dit bring my by ons volgende vraag vanoggend. Wat is die huidige toestand van die wêreld? Lukas 17 vers 26 tot 30 en Matteus 24 vers 37 sê vir ons dat voor die koms van die seun van die mens sal dit wees soos in die dae van Noag en Lot. En dit was rooskleurig soos wat ons nou gelees het, nee. Nee, dit was ongelukkig boos. So hoe gaan dit wees voor Jesus se wederkoms? Boos. Ons is op 'n tyd waar dinge wat goed is, sleg gepraat word. En dinge wat sleg is, goed gepraat word. Sonde word toegesmeer en ons het bang geword om sonde aan te spreek vir wat dit is. Let wel, nie die persoon aan te spreek nie, maar die sonde aan te spreek. Daar's 'n verskil. Ons het versigtig geraak om iets wat duidelik as sonde in God se woord aangeteken is, uit te wys as sonde. Hoogs moontlik omdat ons bang is dat die persoon nie meer ons vriend wil wees nie, of dat die persoon nie meer kerk toe gaan kom. Is dit so? Het jy al ooit die frase gehoor, die kerk is 'n hospitaal vir siekes? Nou ek stem 100% saam met daardie frase. Die kerk is definitief 'n hospitaal vir siekes. Nou ek het so 3 weke gelede in hierdie hospitaal, daar is net so 'n klein gedeeltetjie van hom, het ek daar in die intensiewe eenheid gewerk. En kan jy jouself indink, 'n pasiënt kom by die hospitaal se deure in met 'n messteek in sy bors. En hy kom na my toe en ek sê vir hom, weet jy wat, jy's op die regte plek. Jy is presies nou waar jy moet wees, hier by die hospitaal. En hy sê, okay, nee, maar is reg, maar gaan jy my ondersoek? Hoekom? Ek het 'n messteek in my bors. Ag, daai ou skrapie. Nee, man, ons plak hom net gou-gou toe. Ons sit 'n pleister op. Maar wat van infeksie? Infeksie wie? Kan jy sien wat die probleem is? Vir die hospitaal om die probleem te praat of om net toe te plak, gaan nie die probleem oplos nie. Inteendeel, dit veroorsaak infeksie. Hoe word 'n wond gewoonlik gehanteer? Wel, eerstens hy word geïdentifiseer. Ons moet eers kan sien waar die wond is. So ons het baie keer wat hulle noem emergency scissors, né? Ons vat daai skers, daar 'n noodgeval is, dan knip ons die klere oop om te kan sien waar is die wond. Waar is daar 'n besering?
So hy word geïdentifiseer, bloeding word dadelik gestop. En indien daar geen ernstige bloeding is nie, dan kom ons by die hospitaal en die wond word oopgemaak, hy word gesteriliseer en mooi toegewerk as jy by die regte hospitaal is. Antibiotika word dan voorgeskryf om infeksie te voorkom. En net so ook, kan ons nie die kerk as 'n hospitaal vir siekes noem as die hospitaal nie siektes of beserings identifiseer nie. In 2 Timoteus 3 vers 16 lees ons, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. Romeine 7 vers 7 sê, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders geken het as deur die wet nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So as die woord van God daar is om ons te leer wat reg en verkeerd is ons nie op veronderstel om dit by die kerk te leer nie. Maar die oomblik wanneer iemand 'n daad of leefstyl uitwys as iets verkeerd, word die persoon dadelik van oordeel beskuldig. Is dit 'n vorm van oordeel? Dit is 'n oordeel van die daad. En daar, soos wat ons nou net gesien het van 'n Bybelse teologiese perspektief, is daar geen probleem met dit nie. Die Bybel is juis vir ons gegee om te kan sien wat reg en verkeerd is. Soos wat die staf van die hospitaal is, daar is om ons te dien, is ons ook hier om mekaar te dien. Mekaar te ondersteun. Nie deur iets toe te plak of vinnig toe te smeer nie. Maar ons is ons broer en ons suster se wagte. Ons sien, identifiseer, waarsku, somtyds berispe, in liefde. As jy besig is om op 'n doodloopstraat te ry, en ek sit langs aan jou met die padkaart, sou jy nie graag wil hê dat ek vir jou moet sê, hoor, hierdie straat wat ons op besig is 'n doodloopstraat nie, ons moet omdraai? Nee? Ons het gevra, wat was die toestand van die wêreld voor Jesus gekom het, maar wat is die toestand van die kerk? Dis altyd gerieflik om na buite toe te kyk en te sê, hey, daai mense moet tot bekering kom. Maar wat sê die woord vir ons oor die toestand van die kerk? Ons weet, ek hoor al klaar, daar kom iemand wat sê, dis lou, nee? Ons lees daarso van die kerk van Laodicea. Kom ons kyk bietjie eerstens na die breë en die smalle weg. En ons kry dit in Matteus 7 vers 13, ek het nou nie daai versie op nie, maar Matteus 7 vers 13 en 14, kan gerus daarna toe blaai, lees ons, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is baie wat dit vind. Daar is min wat dit vind. Volgens huidige statistieke vandag is daar 2.26 biljoen Christene in die wêreld. Nou sou jy sê, volgens dit wat ons nou gelees het, klink daai soos 'n nou poort? 2.26 biljoen Christene. Vir interessantheid vra ek toe nou vir AI, Artificial Intelligence. Hoe groot moet 'n hoofweg wees as ek 'n hoofweg wil bou vir so 'n groot hoeveelheid mense? Nou hy antwoord my, hy sê toe dat om so 'n hoofweg te bou sal 'n onmoontlike breë en lang pad moet wees. Met verskeie vlakke, dit kan nie net een vlak wees nie, en sal 'n monumentale taak van ingenieurskap moet wees om so 'n hoofweg te bou en te onderhou. So wanneer ons hierdie gedeelte in Matteus 7 lees, sou jy sê dat hoofstroom Christendom in die algemeen in die noue poort wandel. Dis slegs 'n vraag wat ek by u gaan los, maar wat ek wel kan sê is, wanneer dit by die stryd tussen goed en kwaad kom, ons het vanoggend daaroor gepraat, wanneer dit by die stryd van goed en kwaad kom, is daar nie veiligheid in nommers nie. Die groter meerderheid van mense, soos wat ons in die Bybel lees, is gewoonlik op die breë weg, of in die breë poort. Paulus skryf aan
Timoteus, in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Jy kan soontoe blaai, ek het hom net daar opgesit. 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Ons gaan net so na so 'n paar verse daar kyk. Ek gee vir julle so 'n paar sekondes om hom te kry. 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. En dit lees soos volg: Maar weet dit, dat in die laaste dae daar swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierigers, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Luister ons kinders vir ons, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. En ek sit hier so in hakkies, daar's nie 'n strewe na heiligheid nie. Sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons almal ken hierdie gedeelte. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Nou kom ons hak net gou daar vas. Sou jy sê dat Paulus hier praat van selfs belyde volgers van Christus? Praat hy hier selfs van belyde volgers van Christus as hy sê dat dit's mense wat 'n gedaante van godsaligheid het? Veral as ons dit na die konteks toe vat, die eerste vers sê in die laaste dae. Ons praat hierso van ons tyd. Hy sê hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan is verloon. Vers 6. Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sonde belaaid is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Hoekom kom hulle nie tot die kennis van die waarheid nie? Moontlik omdat daar 'n weiering is om die waarheid aan te neem, te luister na die invluistering van die Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig jou van iets. Hierdie ding wat jy nou doen, is nie reg nie, maar ek kies om nog steeds daarmee aan te gaan. Selfregverdiging. Vers 8 sê, hulle staan die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Wat het ons gesien, wat was Jesus se vereistes gewees om die koninkryk van God te beerwe? Geloof, nê? Elkeen wat glo, Johannes 3 vers 16. So wat was hier tekort? Onbetroubaar in die geloof. Waarom was hulle onbetroubaar in die geloof? Want daar was nie 'n wedergeboorte nie. Die lig het tot hulle gekom, maar hulle was liewer vir die duisternis. 'n Keuse is gemaak. Ons het vanoggend gepraat oor daar's altyd keuses om te maak, elke dag. 'n Keuse is gemaak om nie die lig te aanvaar nie. En die vraag is, watter keuses, groot of klein, maak ons daagliks waar ons nie die lig aanvaar nie? Waar ons keuses probeer regverdig, ons sondes probeer toeplak. Terwyl ons vergeet dat daar wel 'n dag kom waar alles ontbloot sal word. Die frase, die Here ken my hart, is seker een van die wat die meeste gebruik om sondes te probeer regverdig en toe te plak. Dis waar dat die Here ons harte ken. En wanneer die hart ondersoek sal word, sal daar dalk gevind word dat die eintlike rede vir ongehoorsaamheid of gekoesterde sondes is die eie ek. Matteus, ek weet nie of ek hom hier so op het nie. Kyk net geraas so, nee. Matteus 16 vers 27 sê ons, want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is en of dit kwaad is. Maar Tiaan, wag nou net bietjie, ons word deur die genade gered, nie deur die goeie of slegte dade wat ons gedoen het nie. So waar pas hierdie verse in? Heel eenvoudig. Wat wys ons dade? Ons dade, goed of sleg, dit waarna ons strewe sal wys of ons bekering opreg was. Noag was deur genade gered, sonder twyfel. Maar hy moes steeds 'n ark bou. Ons het elke dag 'n keuse of ons die Here gaan gehoorsaam wees of nie.
Dit wys waar my vertroue en geloof lê. In myself of in die Here. Ja, 'n boodskap wat oor oordeel handel en sonde uitwys is nie gewild nie. En laat sommiges eerder afskakel, toemaak of net eerder wegloop. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Johannes 3 vers 20. Dis nie lekker om te hoor as jy iets gedoen het wat verkeerd is nie. Kom ons wees nou eerlik. Dis nie altyd lekker nie, nê? Maar wanneer dit as 'n liefdevolle waarskuwing gesien word, is dit juis tot voordeel en tot genesing. Die wat in opregtheid streef om soos Jesus te wees, skroom nie weg van 'n boodskap wat oor bekering of die oordeel handel nie, want hulle begeer om volgens sy wil te leef. Johannes 3 vers 21 sê, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word. So wanneer die Gees oortuig van sonde, hoe kan ons so lewe, dat ons daagliks nie in daai struik val van ons eie dinge regverdig nie? Wanneer die sonde in ons lewe plaasvind, kom ons sê, ek ry, en iemand ry voor my in, en ek snou hom iets toe, en die stemmetjie kom na my toe en hy sê, Jan, wat het jy daai persoon genoem? Wat het jy daar gesê? Is dit reg? Die Heilige Gees kla my daar aan van sonde. Ek kry 'n skuldgevoel, ek weet, ek het verkeerd gedoen. Ek bely en ek kom tot bekering. Ek vra die Here asseblief help my om nie dit te doen nie. Ek vertel dalk 'n leuen en soos wat ek omdraai kom ek agter, jy het nou in daai oomblik het jy nie die waarheid met hierdie persoon gepraat nie. Die Heilige Gees kla aan. Die stemmetjie fluister. Bely, bekeer. En soos wat ons met hierdie wandel aangaan, en ja, moontlik net daarna, ek vra die Here om my te vergewe, en net daar, die volgende dag kom alweer 'n geleentheid. En die versoeking is daar, of iemand wat voor my inry, of iemand wat my 'n vraag vra wat bietjie ongemaklik is. En ek kry die geleentheid om 'n ander besluit te maak. Maar partykeer val ons in dieselfde struik, nê? Maar soos wat ons aangaan met ons wandel saam met die Here, glo ek ten volle dat hy ons verander en dat hy vir ons die krag gee om daardie sondes in ons lewens te oorwin. Pleinweg, elkeen word volgens die woord van God geoordeel. Wanneer ons sy gebooie breek, enigeen is ons skuldig. 1 Johannes 1 vers 10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woorde wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Ons het gesien dat die hele woord is deur God ingegee. Reg is reg en verkeerd is verkeerd. Nou is daar enige hoop. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, soos wat ons nou gepraat het net hiervoor oor die voorbeelde. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Johannes 5 vers 24, ek lees hom graag uit die King James uit, want hy sê dit vir my die beste. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Wanneer ons dan in Christus is, kom ons steeds in die oordeel. Kom ons nog steeds in die oordeel wanneer ons in Christus is. Daai vers was duidelik. Wie kom almal voor die regterstoel van Jesus Christus? Almal. Maar die wat in Christus is, word nie veroordeel nie. Hulle word nie gekondem nie. Hoekom nie? Want ons word deur die bloed van die lam gereinig. Jesus tree vir ons in. Maar wat gebeur as ons nie ons sondes bely nie? En ons vra nie vir vergifnis nie. Dan hou ons aan daai sondes vas. En ongelukkig bring dit ook die vloek van sonde saam met dit. Ons lees in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek wil vir julle net so vinnig 'n verhaal vertel.
een rustige middag rondom Julie, Augustus laas jaar, is ek besig om gou klaar te maak en ek wil vir Danai en Karmie by die skool gaan optel en soos dat ek by die agterdeur uitgaan, sien ek net daar aan die ander kant my pa se huis en my buurman se veld is daar 'n veldbrand op pad. Maar hy kom gehardloop deur die bloekombome. Daar's 'n klomp bloekombome daar nou. Ek sien hy het 'n stewige wind agter hom. En ek weet dadelik hierdie brand gaan 'n ou nie stop nie. Die pad wat my en my buurman skei vir mekaar, gaan daai veldbrand nie stop nie, hy gaan omspring. En ek hardloop en ek klim in die kar en ek ry soontoe en toe ek daar kom te sien ek het hom al lankal gespring, hy's oor al die paaie. Hy brand al klaar in die veld en daar gaan hy. En ek bel die brandweer, die bure is op pad met hulle brandkarre en ons begin om daardie veldbrand te bestry. En ons ervaar op daardie dag die ergste brand wat ons in 10 jaar daar gehad het. 'n Klomp hektare van grond tussen ons klomp bure brand af. En dit het ons weer geleer hoe gevaarlik veldbrande is. Maar een ding wat ek al gehoor het en wat die waarheid is dat een van die veiligste plekke om tydens 'n veldbrand te wees, is om daar te wees waar die veld reeds gebrand het. En dit laat my dink, wanneer ons sondes bely het, en Jesus met ons hele hart volg en strewe om soos hy te wees, het ons nie nodig om die oordeel te vrees nie, want ons staan daar waar die veld reeds gebrand het. Jesaja 53 vers 5 sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 44 vers 22 sê, ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel, en jou sondes soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. As afsluiting wil ek vir julle sê, daar is 'n oordeel. Daar is 'n oordeel wat kom. Daar sal 'n regverdige regter sit. Niks kan toegeplak word nie. En my oproep aan u vanoggend is, mag ons elkeen weer opnuut introspeksie doen. Mag ons vir die Here vra om ons harte te deursoek, sodat as daar nog enigiets is wat tussen ons en hom skeiding bring, dat ons die saak met die Here sal uitmaak, soos wat ons nog die tyd het om dit te kan doen. So kan ons dan met vrymoedigheid kom na die lig, want hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons weet, vir die wat Jesus gekies het, sy wederkoms 'n dag van redding sal wees, want ons staan daar waar die gras reeds gebrand het. Amen. Here Jesus, Heer, dankie dat u vir ons so genadig is. Heer, dankie dat u redding vir elkeen aanbied, dat u vir ons die prys betaal het. Heer, dat u vir ons reg staan om ons saak te verdedig, terwyl die duiwel ons aankla. Maar Heer, ons weet, u kan ons ook net verdedig as ons hierdie dinge aan u oorgee. Heer, u forceer niks op ons af nie, selfs u genade forceer u nie op ons af nie. En is my gebed, Heer, dat u ons harte sal deursoek, sodat as daar nog enigiets is, Heer, wat skeiding bring tussen ons en u, 'n gekoesterde sonde, Heer, iets wat ons weet wat verkeerd is, maar ons sukkel met hierdie ding. Ag Heer, help ons, dat ons vandag daardie besluit sal maak, dat ons die keuse sal maak om te wil verander, en dat ons sal glo, dat u vir ons die krag gee om dit te kan doen. Heer, u het gekom om ons te red van sonde, as ook van die mag van sonde. En ek wil vra, Heer, dat u Heilige Gees in ons kragtig sal werk, dat ons sal besig wees om onsself voor te berei, en ook dat ons die boodskap aan ander sal verkondig, dat daar redding in Jesus Christus se naam is. Heer, ons weet die tyd is min, daar is nie tyd om dinge uit te stel nie. Help ons, Heer, dat ons vandag ons saak met u sal regmaak, sodat wanneer u kom op die wolke, ons weet dit 'n dag van redding vir ons sal wees.
Dankie dat U regverdig is. Dankie vir die goedheid en die liefde, Heer. Ek wil vra, wees asseblief saam met ons elkeen waar ons van hier af na ons huise toe sal gaan. Heer, dat U ons sal beskerm en dat ons ook 'n goeie week sal hê, maar Heer, dat ons altyd ons koneksie met U sal behou waar ook al ons gaan. Is my gebed in Jesus se groot en heilige naam. Amen.